Vriende, goeiemôre en baie welkom hier by NG De Breinpark se aanlyn geleentheid. My hoop is dat dit vir jou 'n wonderlike ervaring sal wees, so daar waar jy sit in jou eie persoonlike ruimte. Ons kyk vandag saam na 'n teksgedeelte uit 2 Korintiërs 5 uit, waar Paulus vir ons iets wil sê oor die lewe wat 'n bouprojek is, of 'n groeiproses is, wat ons in Jesus Christus ervaar. En om ons te lei met hierdie teksgedeelte wil ek vanoggend vir jou vra of jy al die ervaring gehad het om ergens in jou lewe deur 'n konstruksieproses te gaan, 'n konstruksieprojek. Het sy of dit nou is waar hulle aangebou het aan jou huis, of jy die voorreg gehad het om 'n huis van iets af te bou, of net om ergens 'n ruimte binne in jou huis 'n vertrek oor te doen, soos oor te teel of nuwe kombuiskaste in te sit. As jy so terugdink aan hierdie konstruksieproses, wat ek reken meeste van ons ergens in ons lewe al ervaar het. Wat is die gevoel wat by jou opkom? Wat onthou jy die geluide, die reuke van hierdie gedeelte van jou lewe, die tyd waardeur jy gegaan het? Onthou jy die stof en die chaos, die ongemak van dit, hoe vuil dit was, die geraas van dit? Het jy dalk ergens in daai tyd gewonder of gehoop dat jy vinnig kan wakker word een oggend en alles is net reg? Alles is klaar, die projek is afgehandel, die bourommel is weggery, die vensters is gewas, alles is mooi en perfek, net soos wat jy dit wil hê. Maar die realiteit is, konstruksie werk nie so nie. Dit is mos maar 'n proses wat aangaan. Dit is ongemaklik en dit vat tyd, en die waarheid is dat ons in ons eie lewe en in ons eie persoonlike groei, en ons geloofsgroei, almal nog onder konstruksie is. Ons is almal nog onder deel van hierdie ongemaklike proses. Ons sê dit ook soms vir mekaar, veral wanneer ons wil beklemtoon dat niemand van ons perfek is nie, dan sê ons mos, ek is nog 'n work in progress. In hierdie gedeelte wat ons vandag lees saam uit 2 Korintiërs 5, wil Paulus vir ons iets sê van die lewe wat 'n bouprojek is. Ons wat 'n bouprojek is, en Jesus Christus wat ook gekom het om God hier teenwoordig te maak op aarde, en ook saam met dit dan hoe God in Jesus Christus kom om sy koninkryk hier op aarde te kom vestig, en hoe dit ook 'n proses is wat besig is om vandag nog te gebeur. Maar voordat ons vandag so saam lees, wil ek eers vir jou vra dat ons vir 'n oomblik stil word, en dan bid ons saam. Here, ons kom voor U soos 'n huis onder konstruksie. Onseker oor hoe die eindproduk gaan lyk. Soms vasgevang in die stof en die verval van ons eie gebrokenheid. Ons erken dat U die meesterbouer is, die een wat ons lewens herbou en herstel. Stroop ons van alles, Here, wat nie tot U eer is nie. Breek af wat in ons verkeerd is. Lei ons deur die ongemak van verandering, sodat ons op 'n stewige fundament van genade en liefde kan bou. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons fundament, bid ons dit. Amen. Liewe vriende, ek lees uit 2 Korintiërs 5 vanaf vers 16. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons hom nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. En hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesandte ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie,
Hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God regverdig kon word. Ons lees tot sover. Kom ons gebruik bietjie hierdie metafoor van die bouprojek of die konstruksieprojek om hierdie teksgedeelte van vandag 'n bietjie verder uit te bou en te verstaan hoe God sy koninkryk hier op aarde vestig. Stel jouself die volgende situasie voor. Hier is 'n klomp argitekte en ingenieurs wat so in 'n spannetjie op 'n perseel staan. Hier is 'n klaar opgerigte struktuur en hierdie argitekte en ingenieurs, elk met hulle eie gawes, wil kom en hulle wil aan hierdie struktuur verander. Hierdie struktuur dien nie meer die doel wat dit veronderstel was om te dien nie, so dit moet nou verander word. Nou kyk hulle vir mekaar en hulle kyk na die struktuur en hulle vra hulle self die vraag af, wat van die bestaande struktuur is daar wat ons kan gebruik vir die oprigting van die nuwe struktuur? Hoe kan ons hierdie struktuur verander? Wat moet ons afbreek en wat moet ons hou, sodat ons by hierdie nuwe doel kan uitkom, waarvoor ons die struktuur wil gebruik? Somtyds is dit so, dat 'n mens heeltemal eintlik die struktuur moet sloop, die erf moet skoonmaak of die perseel moet skoonmaak en van vooraf moet begin bou. Kom ons noem dit vir vandag se gesprek die identifiseringsproses. Die vraag wat gevra word, wat is die doel wat ons met hierdie gebou wil bereik? Kom ons stel dit eers vas en dan kan ons identifiseer wat gaan ons hou en wat gaan ons afbreek. In lydingstyd waar ons in afwagting onsself voorberei vir die Paasvieringe, is dit eintlik presies wat ons doen. Ons kyk na ons eie lewe en ons identifiseer die dinge wat afbreek in ons eie lewe, wat in ons verhouding met God beskadig. En ons stroop onsself van dit om by die waarheid van die kruis uit te kom. Dit is die dinge wat ons tyd op ongesonde maniere in beslag neem. Die dinge wat ons keer om ons lewe te leef soos wat Christus dit vir ons bestem. Dit is die goed wat ons keer om ten volle gesande van Christus te wees, soos wat Christus ons vrygekoop het voor. Paulus sê vir ons in vers 16 en 17 van hierdie teksgedeelte wat ons vandag gelees het, dat dit die begin van ons vormingsproses in Christus is. Hierdie identifiseringsproses. Wat wil ons uit ons lewe uitsluit? Ek lees vir ons weer, gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie, selfs al het ons Christus eens op 'n tyd na die uiterlike leer ken, ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. Die kern hier is, hoe kyk ons na ander mense en hoe kyk ons na onsself? Wat is die maatstaf wat ons gebruik om na onsself te kyk en na ander mense te kyk? Vir vandag se gesprek wil ek sê, kom ons begin eers by onsself. Hoe kyk ons na onsself? Want die slim mense wil vir ons sê, hoe ons na onsself kyk, bepaal eintlik ook hoe ons na ander mense rondom ons kyk. Wanneer ons introspeksie doen en na onsself kyk, dan word hierdie werklik eintlik 'n vraag oor ons identiteit. Waar lê ons identiteit? As Jesus Christus jou lewe aanraak en jou deel maak van God se groter familie en jou innooi in die liggaam van Christus, lê jou identiteit eerstens en die heel belangrikste in Jesus Christus. Dan is jy nie net Piet of San wat die onderwyser of die dokter is en met so 'n kar ry en in hierdie huis bly en hierdie tipe geaardheid het nie. Dan is jy heel eerste Piet of San, kind van God, wat hierdie spesifieke gawes het. Wanneer ons dit verstaan, dat dit wat Jesus aan die kruis vir ons kom doen het, die ganse skepping so verander het, dan sien ons hierdie nuwe skepping wat Paulus hiervan praat. Die ingenieurs en die argitekte het gestaan en hulle het gesê, hierdie wil ons hou en daai wil ons afbreek, hier wil ons nuut bou. As nuwe skeppings, sê Paulus,
ken ons mense dan nou nie meer aan hulle uiterlike nie. Ons kyk nie meer na mense op 'n bepaalde manier nie, maar ons gebruik die maatstaf wat ons by Christus ontvang, wat ons by hom geleer het. Ons kyk na mense soos wat Christus na mense gekyk het. Dit sien ons in die evangelies, dit hoor ons in die pastorale briewe van al die apostels wat vertel hoe hulle Jesus beleef het hier op aarde. Laat hierdie gedagte vir 'n oomblik net by jou insink. As 'n nuwe skepping, kyk jy nou na ander mense soos wat Christus self na daai mense gekyk het. Dit beteken dat ons dieselfde liefde waarmee Jesus na jou kyk, gebruik jy as maatstaf om na ander mense te kyk. Dit beteken dat ons met dieselfde genade wat Jesus na ons kyk, ook na ander mense kyk. Dieselfde deernis omgee, dieselfde aanvaarding en die moeilikste van dit alles vir ons as mense hier op aarde, dat ons met dieselfde vergifnis waarna Jesus na ons kyk, ook na ander mense kyk. Ons beweeg so 'n bietjie aan met ons konstruksieproses. Elke goeie konstruksieproses kort 'n bouplan. Dit is al die planne wat nou bedink is deur hierdie spannetjie van mense wat op die perseel gestaan het. Later word dit in dokumente vasgevang en op groot papiere gedruk met 'n klomp simbooltjies. En dit is die plan wat stap vir stap gevolg gaan word, hoe 'n mens van hierdie bepaalde perseel af na jou doel toe gaan uitkom. Die doel wat die nuwe struktuur moet verrig, word die hele tyd in hierdie beplanningsfase in gedagte gehou. Dit is mos waar dat 'n mens nie 'n hospitaalgebou sal oprig wanneer jy dit wil gebruik vir die doel van 'n winkelsentrum nie. In vers 18 tot 19 sê Paulus dat God 'n plan het waarvoor hy sy nuwe skepings wil gebruik. Nou ons is nou die nuwe skepping, sê Paulus, in Jesus Christus. En God wil hierdie nuwe skepings ons op 'n bepaalde manier gebruik. En hoe hy daarby gaan uitkom, lees ons ook in sy plan. Paulus sê in vers 18, en dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie, en hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. God se doel vir sy nuwe skepping is om die boodskap van versoening uit te dra. En sy plan om by hierdie doel uit te kom, sy bouplan, hoe hy by hierdie doel van hom gaan bereik, is om homself met die skepping te versoen. Om homself met mense te versoen. Hierdie versoening beteken herstel. Om die verhouding wat verbrokkel het tussen God en die skepping, daar by die sondeval, weer ten volle te kan herstel. Let hierop dat Paulus klem lê daarop dat hierdie versoening van God afkom. Dit is nie ons as mense of die skepping wat die inisiatief neem om hierdie verhouding met God te herstel nie, want ons menslike pogings val. Ons sien dit in die geskiedenis van die Bybel, ons sien dit in die geskiedenis van Israel. God neem die inisiatief en hy kom na ons toe en hy sê vir ons, ek wil hierdie verhouding met jou onvoorwaardelik herstel. Wanneer mens 'n konstruksieproses ondergaan, het 'n mens dan ook 'n klomp gereedskap nodig. Dit is waar dat ons wat hier in die 21ste eeu leef na die industriële revolusie toegang het tot 'n groter klomp gereedskap wat ons lewe vir ons makliker maak as ons besig is eintlik maar met enige iets. Dit is nie net beperk tot konstruksiewerk nie. Maar selfs van die vroegste mense het gereedskap in een of ander vorm gebruik om hulle bouprojekte aan te pak. Mense het gereedskap nodig. Dit is dan uit die aard van die saak, maak dit vir 'n mens sin dat 'n mens geen konstruksieprojek kan aanpak sonder een of ander soort van gereedskap nie. Die gereedskapstuk wat God gebruik vir sy groot konstruksieproses van versoening is die vergewing van sondes. Paulus skryf in vers 21, ek lees hom vir jou weer, hy wat nie
sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Die 1983 vertaling vertaal hierdie vers 'n bietjie meer verstaanbaar. Ek lees hom vir jou. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Jesus het nie sonde geken nie. Hy was nie 'n sondaar nie, maar hy het die prys betaal van die sonde van hierdie hele wêreld, sodat ons God se geregtigheid kan ontvang. Wat Jesus hier aan die kruis vir ons gedoen het, is baie meer as om ons net vry te spreek van die straf van sonde. Hy neem dit wat sleg is uit ons lewe uit. Hy neem dit wat ons verhouding met God hinder, neem hy weg, maar hy los nie net die leemte daar nie. Hy vul dit ook met die geregtigheid van God. Dit impliseer dat ons as vrygespreektes, as mense, ook dan die instrumente of die gereedskapstuk van God se geregtigheid in ons hand kry, om ons doel hier op aarde vir die uitbou van God se koninkryk te kan beliggaam. Die gereedskapstuk van geregtigheid. Ons doel, sal jy onthou, is om die boodskap van versoening te verkondig. Hier hoor ons die roeping van gelowiges. Ons hoor die roeping van ons geloof wat ons roep tot aktiewe diens in die koninkryk van God. En dat die karakter van ons geloof in der waarheid nie 'n passiewe aard kan wees nie. Hierdie roeping om die boodskap van versoening te verkondig, neem 'n groot verskeidenheid van forme aan. Maar die grondslag van dit, die fondasie van dit, onderstreep Paulus, is om nuut gemaak te word deur God. Die ingenieurs het gestaan, argitekte het gestaan en hulle het bepaal wat wil ons afbreek en wat wil ons hou. Om 'n stewige gebou te hê wat verlang sal staan en verlang sy doel sal dien, het 'n mens 'n stewige fondasie nodig. Die fondasie van God se groot konstruksieprojek van die lewe is die lewe in die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus. Hierdie leer en lewe van Jesus dra die swaar gewig van die sonde van die wêreld, wat heeltemal verander word in 'n weelde beeld van die koninkryk van God. Op 'n stewige fondasie kan mens enige iets bou. Ek dink sommer nou aan die gedeelte hier in die einde van Matteus 7 by die bergrede, waar Jesus vertel van die wyse man wat sy huis op die rots bou. Wanneer die storms kom, dan staan hierdie wyse man se rots stewig in die moeilike tye, en dan maak Jesus die vergelyking en sê, mense wat sy pad volg, is soos hierdie wyse man, wat hulle huis op hierdie fondasie bou. Liewe vriende, die fondasie vir die koninkryk van God is klaar gelê. Dit het klaar gebeur, die bouwerk het begin. Hierdie fondasie is dan nie net Christus wat versoening wil bring nie, maar ook hy wat vir ons wil kom wys hoe lyk die koninkryk van God. Hoe tree kinders van God op? Kinders wat deel is van die liggaam van Christus. Hoe leef ons met mekaar? Hoe hanteer ons sekere situasies? Wanneer al hierdie voorbereidings getref is, dan word die res van hierdie bouprojek aangepak. Die res van die werk vir die oprig van God se koninkryk hier op aarde. En dit word die verantwoordelikheid van die gesande ter wille van Christus. Dit is die bouers wat die harde werk moet doen, van stene aandra, sement meng, dakkappe slaan, mure pleister en al die ander dinge wat nodig is. Dit is ons as gelowiges, dis ons roeping, ons deel in die koninkryk van God, nadat God reeds die fondasie gelê het. Vers 20 van vandag se teksvers lees ek vir ons weer. Ons tree dan op as gesande ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Ons het die afgelope ruk hier in ons eie land
'n bietjie onstuimigheid beleef wat ambassadeurs aanbetref. En sonder om nou te diep in die politiek in te gaan, weet ons mos maar dat 'n ambassadeur iemand is wat afgevaardig word om 'n spesifieke persoon of 'n spesifieke organisasie of land op 'n vreemde plek te gaan verteenwoordig. As jy iemand stuur vir 'n bepaalde doel na 'n spesifieke plek toe, dan hoop jy seker maar ook dat hierdie persoon ten minste soos jy sal dink of sal weet wat jou belange is en dit dan ook op daai vreemde plek gaan verdedig of jou belange op die hart sal dra. Jy hoop dat hulle ten minste sal besluite neem soos wat jy dit sou gedoen het, om jou so bes moontlik in jou afwesigheid daar op daai plek te verteenwoordig. Dit is amper asof jy die ambassadeur volmag wil gee om jou gesag daar op daai vreemde plek waar jy nie kan wees nie, te kan uitoefen. Hier kom ons werk as die bouers van God se koninkryk, om gesande, ambassadeurs te wees vir God in hierdie wêreld. Dit vra van ons om die koninkryk hier op aarde, wat God reeds begin het met die grondlegging in Jesus Christus, verder uit te bou. As jy vanoggend na die konstruksieproses in jou eie lewe kyk, en jy vra vir jouself, hoekom voel dit dan nie vir my asof ek 'n nuwe skepping is nie? Hoekom worstel ek nog met bepaalde goed, of hoekom behaal ek nie hierdie oorwinning wat ek so graag wil behaal nie, en so hard voorbid nie? As ek rondom my kyk en ek sien die seer van die wêreld raak, hoekom sukkel ek om God se koninkryk raak te sien? As jy met hierdie vrae sit vanoggend, wil Paulus vir jou, net soos wat hy vir die gemeente daar in Korinte, 'n boodskap van hoop bring. En dit is, onthou, dat hierdie 'n proses is. Dit is ongemaklik, ja. Dit is soms chaos en dit vra van ons 'n klomp insette. Maar hierdie proses is nog aan die gang. Dit het begin met Jesus Christus aan die kruis en dit wat hy vir ons hier kom doen het, dit wat hy vir ons kom leer het. Maar dit sal ook deur hom voltooi word en afgeteken word op die dag wanneer alles volmaak is. Filippense 1 lees ons ook van Paulus se gedagtes oor ons wat nuut gemaak word en herstel word deur Christus, en hoe hierdie 'n proses is wat nog steeds aan die gang is. Hy sê in vers 6, juis hiervan is ek oortuig, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Jesus Christus. Die konstruksieproses is nie afgehandel nie. Ons bou nog almal saam. Die Here skaaf ook in ons persoonlike hoedanigheid en ons persoonlike verhouding met hom ook elke dag nog verder aan my en jou om die volmaakte gesande te wees vir sy koninkryk. Wat 'n voorreg is dit nie om deel te kan wees van hierdie groot werk van God nie. Mag ons elke dag besef dat ons geloof nie net 'n eenmalige ding is nie. Jy is nie gedoop of het belydenis van geloof afgelê en dit is klaar nie. Maar 'n voortdurende reis is wat ons saam met God stap en wat hy ons gereeld uitnooi om tyd by hom te spandeer en om vir hom te vra om ons te lei. En soos ons in ons verhouding groei en deur sy gees gelei word ons dan ook geroep om die liefde en die waarheid te wandel en om ligdraers en sout van hierdie wêreld te wees. Mag ons met oop harte bly soek na God, sodat ons by dit wat hy vir ons lewe wil hê kan uitkom. Maar ook die moed kan hê om sy wil te gaan uitleef daar, om sy koninkryk in die wêreld te gaan bou. Mag ons bly bid dat ons gelei word om in hierdie lydingstyd introspeksie te doen en tyd saam met die Here te spandeer om die dinge in ons lewe te identifiseer wat hy graag wil hê ons moet afbreek, sodat ons 'n sterker verhouding kan hê met God en dat ons op hierdie sterk fondasie van Jesus Christus kan bou in die koninkryk van God. Amen. Kom ons bid saam.
Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons het om so by mekaar te kan wees vandag en so ook uit die woord uit te kan hoor hoe U konstant besig is om aan ons te vorm en ons te bou sodat ons op die dag van die Here volmaak voor U kan staan. Here, dankie vir ons die vergifnis van sonde. Dankie dat U op 'n punt gekom het om te sê dat U die verhouding tussen die skepping en U self wil versoen en herstel. En ons is dankbaar daarvoor, Here. Mag dit nie van ons passiewe gelowiges maak wat terugstaan en sê dit is klaar gedoen nie. Mag dit ons juis aktief maak, Here, om uit te gaan in hierdie wêreld en te gaan bou aan die koninkryk, soos wat U self van dit ook bou. Gebruik ons, Here, lei ons na die plekke toe, daar waar U instandhouding nodig het. Lei ons na die plekke toe waar ons verder moet uitbrei en uitbou. Lei ons na die mense toe, Here, wat U so brood nodig het. In 'n wêreld wat woes is en chaos is, en waar daar baie seer is, Here, het ons U nodig. Ons verklaar ons afhanklikheid, en ons vra dat U saam met ons hierdie pad sal stap. Here, ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.